real, just to be. Hello, go ahead, tell me about the next time. This is where we choose to stay. So now, I'm still off the moon of Chicago. That's fine, we'll fly teach from time. By the nights who fly, nights and shine. This is where we choose to stay. I can stay where I can breathe again. Between the river of a hill and a mountain, where I can breathe again. Darkest in my nest, my wings, you are my rock, you're my wild and free. Which was culture alive with humanity. It's our destiny. Darkest in my nest, my wings, dreams become reality. We leave legacy and community. It's your destiny. Darkest in my nest, my wings. See the past and the future meets now. This is the place where I feel things. It's our destiny. It's my destiny. It's your destiny. It's our destiny. This is my home, it's your destiny. It's my home, it's my destiny. This is my conscious secret. This is my home, it's your destiny. Goeiemôre besighede, Drawings en Samenkamer besighede. Al die samekamers wat saam met ons kuier. Burgemeesters, baie welkom aan almal. Julle, dis 'n besondere dag vir Drawings en Samenkamer om so saam met almal te kuier. En ons is hier vir besigheid. Ons is hier om mekaar te leer ken, hier om mekaar te ondersteun. En wat 'n pragtige dorp by ons hier in. En kyk vanoggend die pragtige uitsig met pragtige weer. Julle is baie welkom. Julle moet met mekaar onderhandel, met mekaar besigheid doen, met mekaar koop. Dis hoekom die samekamers bestaan. Namens die Drakensberg direkteur Dirk Breitenbach, Johan Rademeijer, ek en Melchior, verwelkom ons julle en sê dis waar julle hoort in hierdie dorp, by Drakensberg Samekamer. Het is 'n groot eer en 'n voorreg vir ons hier om vandag vir ons twee burgemeesters te welkom. Dr. Elmo van Slicht, burgemeester Steven Kurabi, Drakensberg Munisipaliteit, baie welkom. Ons is opgewonde as julle saam met ons kuier. Hulle is mense soos ons, hulle beweeg saam met ons in die dorp en hulle gee hulle ondersteuning. En dit is wat ons verlang. Baie dankie en baie welkom. Waar is Dr. Willie van die AAI? Dr. Willie, hoe sit jy in jou plek by die tafel voor nie? Hoe moet ek jou soek? Baie welkom aan Dr. Willie Sillier. Hy is ook 'n gedeelte van George Samekamer, maar hy is van die AAI Weskaap. Hy besoek ons vandag en hy gaan vir ons vertel wat doen die AAI vir sakekamers. En dis hoekom hierdie van die Weskaapse sakekamers by ons is. Kaapstad, Albert, julle is daar nog iemand wat julle kom, Albert? Ek wag vir Klein William, ek wag vir Robertson, ek sien hulle is daar. Het hy nou Klein William gesien? Welkom, Ilse, baie welkom. Ek bly jy kry by Drakensberg, hoor. Julle moes hier voorgesit, daar is julle plek. Ons gaan vanoggend baie graag luister wat Sirtek vir ons sê oor hulle produkte. Nou Sirtek is een van ons land se top maand-tot-maand koppie rental company en hy is gebaseer in Drakensberg.
En ek gaan hom vir Adrian vra, as my vorentoe kom, Adrian kom praat, jy gaan hom vertel, het jy vir ons maar die saal oopmaak vanoggend. Dankie Adrian. Dankie Francis. Môre julle. Ja, weer eens wat 'n mooi plek om by te wees en dit is groot voorreg om hier kan wees as Seertek. So dankie vir julle tyd. Ek sien klomp bekende gesiggies hierso, baie van julle wat kliënte is. So welkom ook aan julle wie dit nie ons kliënte is nie, dis mis. So ons Seertek doen maand tot maand op die heermasjiene. Ek het 'n groot presentasie gedoen tot hier vanoggend, maar ek kan hom nie wys nie. So maar in elk geval. So ons doen printers, maar nie net printers nie, ons doen dit op maand op maand basis. So wat ek vanoggend wil hê, as jy net een ding in huis moet vat vandag, is baie van julle teken 60 maande kontrak op hierdie goeders. So ek het 'n visuele ding vir julle voorberei vanoggend, maar jy moet maar net so uit die vleis uit doen. Soos het hierdie week 'n kliënt gehad wat 'n 60 maande kopieerder geteken het, kom dit so groot. En hulle die kontrak uitkom en hulle 1.5 miljoen rand gekos. So ek waarsku julle vandag, ons gaan julle nie met Seertek nie. Gee vir die geleentheid om saam met die kontrak te gaan en vir julle die staggaat wat ek uitwys. Maar ons is in die dorp en ons is in 272 Hoofstraat. Die verlede wat by ons opening was, baie dankie daarvoor. Dit was 'n wonderlike geleentheid. As jy nog nie daar was nie, kom kuier gerus, drink 'n koffie, kyk na ons masjiene, kyk wat jy kan bied. Dankie. Wat vir die tyd? Dankie vir ons. Wat sê julle? Seertek. Sorry, laaste ding. Ons het 'n nuwe ding nou gelons. As jy ons die wys na maatskappy toe gee, ons vir R1000 ontvang. So stuur ons die e-pos en as jy suksesvol is, dan kry jy R1000 ontvang. Wat staan daar? Wat staan daar? Gee ons nou 'n printer weg op 'n besigheidskaartjie. O, dan trek julle. Dink jy kan dit nou al doen nie? Kom ons doen dit, terwyl jy iets bring. Kom julle. My kaartjies hier in, jy kan nie wen nie. As jy hierdie printer wen en jy het een, skenk hom vir iemand in die selfkamer wat regtig 'n printer nodig het. Jy sal dubbel terug ontvang. Therese Otten. Ek het hom so nodig. Jy het hom so nodig, vriendin. Baie geluk. Kan jy glo? Wat 'n vraag? Hoe pragtig, Therese. Therese het hom so nodig, sy het nie 'n printer nie. Ek is so trots op jou, vriendin. Go. By die banner. Jo, dit is iets fantasties. Therese, baie geluk hoor. Dankie Seertek. Dit is 'n pragtige idee van julle om firmas te help wat sukkel. Dan van die Bloemkamp gaan iets sê. Waar is pastoor Abel? Pastoor kom dit waar daar kom. Maak gaan vir ons toe. Pastoor gaan nie te kort gebed nie. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons wil vanoggend hierdie sake ontbyt geleentheid wat ons opdra voor U. Ons erken vanoggend dat sonder U kan ons niks doen nie en sonder U is ons tot niks in staat nie. Dit is die woord wat sê dat ons moet daaraan dink, dat is U wat ons krag gee, die vermoë gee om rykdom te verwerwe. En so bid ek vir elke besigheid wat vanoggend die verteenwoordig, elke sakekamer in die streek en waar hulle ook al is, bid ek vir U guns en die groot genade. Ek bid Here dat geleenthede wat kom en uitdagings wat daarmee kom, dat U verheerlik sal word. Ons bid vanoggend as daar enige uitdagings is wat lyk dis onmoontlik, wil ons vanoggend U vertrou en weet dat U maak dit moontlik, want by U is geen ding onmoontlik nie. So wil ek U seën op die Drakenstein sakekamer
die ekonomie van hierdie gebied en oor al die streke vanoggend wat die verteenwoordig is. In die naam van Jesus word verheerlik met baie danksegging. Amen. Ek gee oor aan Dirk Breitenbach en Daan van Leeuwenburgkamp. Good morning, everybody. Welcome. My name is Dan. I work with me here. We are in the business of fighting fires, so we recognize one when we see one. And in this case, we thought it was appropriate to hand out a certificate for people who really present fire in a human form. And in this case, it's Dirk and Francis. Come here, please. We made a certificate of excellence for them and a certificate of recognition for their enormous work and the fire they put into our community and especially the business community. So it should be said, they're always handing out the certificates. We thought we would do it from the other way. So please give them a applause. Dankie Dan. Dan loop op iets oor die gemeenskap. Ons sê net van dankie en daar's groot dinge wat kom wat ons saam kan gaan werk. Soos julle op ons webwerf sal sien, het ons nou begin om ledevoordele uit te rol en een van die ledevoordele wat kom is Dan gaan 'n noodorganisasie hê wat na jou huis toe kom as daar 'n krisis is. En hulle kan 'n noodhulp gee, hulle kan die ambulans aanbied, of hulle kan jou brandbus want hy dit in volle toegeruste brandweer op sy plek. En dan, dankie dan. Dan, ek wil nie baie praat nie, ek net vir Dr. Willie van die AAI aan die woord stel, en dis die volgende gedeelte van ons byeenkoms. Hy gaan daai verrigtinge lei. Sy paneel bestaan uit professor Dievenage, André Pieter Dievenage, en ek weet nie of die ander ouens hier is nie, maar Dr. Willie is ons lei, en dan hoor ons maar wat gaan aan die AI, waar kan ons wat doen vir hulle. Ek wil net vir julle sê, moenie vra wat doen die AI vir my nie, vra wat gaan ons vir mekaar doen. So, dan mense is geneig om te sê, wat is dit vir my? Dit is nie een rigting, dit werk twee rigtings. So, sonder verder omhaal van woorde, julle ken mense man van min woorde, ek dink ek het vandag net 50 woorde. Dr. Willie, ek kan maar hier voor staan, en nou die klomp saamroep. Ja, goeiemôre, dames en here. Ek hoor net die goeiemôre. Ja, daar in George groet ons mekaar mooi, maar ek my hier nie verder. Goeiemôre. Hey, dankie. Ek voel ook welkom in die wêreld. Vooruit vir my as die AAI om saam met Drakensberg Sakekamer hierdie ontbytsessie aan te bied. Ek dra natuurlik van die moed vandag, ek het gehoor die George Sakekamer, ek het baie gehoor, ek is vandag hier, is die voorsteur van die Afrikaanse Aanhangsinstituut, die AAI. Gister in die stad, die Weskaap regering, oor die hele ding van infrastructure, roundtable discussions, en my hoedanigheid as Business Western Cape. Die voorstel van Business Western Cape. Nou gaan julle my sê, jy verwar my nou, waar kom die AAI vandaan, en waar kom Business Western Cape vandaan? Vriende, die AAI, en maar voor ek verder gaan, Frits, ek jou nie nou gesien het nie.
Ek wil eerstens die AHI direksie wat saamgekom het vandag baie welkom heet. Albert Gelderhuis. Albert staan so 'n bietjie op en wys vir die man hier op baie mooi baard. En so net so skuins by hom is Ilse dogter. Ilse hier moet 'n bietjie staan. Ek het gehoor jy is 'n model op jou eie. Maar ek sê saam Ilse van Klein Willem. Sy is die direkteur van die AHI dan in Noordstryke, natuurlik Albert in die stad. Hiervoor sit meneer Elroy. Staan met jou op. Hy is die direkteur van hier van die Tygerberg stad area. En dan sien jy vir my as die direkteur van die AHI. Ons span is voltallig. Dan sien ek sakekamers in die ronde. Ek sien hierso vir Fritz van Moresburg. Ek sien Tygerberg se man is hier, Kaapstad verteenwoordig. Ek wonder wie is hier nog? Waar Drakensberg? Is daar nog sakekamers? Robertson. Hierdie sal van lei, dat vat bietjie. Sit my vrou sê groete. As hy geld vra, sê kom nie terug nie. So, dankie Robertson, ek is regtig verheug dat julle vandag hier is. Ek is regtig verheug. En Weldorf het gesê dat kom dit eerste bevestig en daar's blykbaar nou 'n internasionale kliënt wat vandag in Kaapstad aanland en hulle kan nie vandag hier wees nie. Tygerberg, Leon Harmse is hierso, ek neem aan jy verteenwoordig op Tygerberg sakekamer. Mamasprint, Frits hulle nie gekom nie. Is hulle hier? Stuur hulle iemand, Mamasprint, is hulle hierso? Waar is hulle? Wys my aan. So Mamasprint is blykbaar hier. Hulle wil nie 'n gesig wys nie, weet nie hoekom. So dan moet ek sien die burgemeesters hier. Dan burgemeester van Drakensberg, ons het vir professor Pieter Vragen. My vriend Christo van der Rede, hy is altyd laat. Ek weet nie waar is hy nie, Christo, is nie hier nie. Hy het gesê hy gaan nou hier wees. Ek gaan 'n bietjie van môre as die AHI met julle gesels oor 'n paar goed. En ons het 'n soortgelyke funksie aangebied in George die 22ste Junie. En daar het ons gehad vir Christopher Rede en professor Janie Rousseau. Ons het 'n bietjie die ekonomiese landskap geskep waar binne sakekamer moet opereer. Maar ons het ook in diepte gekyk. Hierdie kernpunte van die munisipaliteite in diepte gekyk oor die rolle van plaaslike regering, maar ook daai kritiese vennootskappe tussen die plaaslike ekonomie, sakekamer en die plaaslike regering. Nou ons almal weet, burgemeesters, dis nou verkiesingstyd. Ons almal weet dit. En ek onthou in Zille na tyd toe sy nog premier was, sê sy vir my, jy kan vir my 4 jaar en 6 maande net vra wat jy wil. Ek sal vir jou enigiets gee wat jy wil. Maar met die laaste 6 maande, dan los jy my dat ek my werk kan doen. So ons gaan nou doelbewus burgemeesters los om julle werk te kan doen, sodat ons by die 4 November 'n behoorlike raad in die plek kan kry. Ons moet die Weskaapse ekonomie vat na die volgende vlak. Ons moet die land se ekonomie vat na die volgende vlak. Anders is daar rooi. Nou ek gaan nie heeldag hierdie gesels nie. Ek het 2 gaste saamgebring. En die eerste gas is natuurlik professor Pieter Evenhagen. As jy die radio aanskakel in die môre op RSG, dan praat professor Evenhagen. En hy praat, en hy praat. Maar hy praat baie sin.
So ons het vir Pieter gevra 'n bietjie vandag wil ons dit gesels oor hierdie globale landskap. Die politiek is baie in mekaar. Ek hoor vanmôre daar's nou weer liefde tussen Amerika en die lande. Ek weet daar's nou 'n nuwe gees van samewerking. Die oorlog gaan eindig. Die politieke spel. En intussen hierdie konflik veroorsaak dat ek en jou se sak al hoe leer raak. Dis nie wat my vrou skreeu, waar is die geld? Wat sê sy? Praat sy nie? Is dit jou gesit? Sy weet seker die antwoord is nee. So ek stel vanaf julle voor vir professor Pieter Diepenhagen. Hy gaan bietjie met ons gesels oor hierdie kernbelangrike punt, die groot wêreld-ekonomiese politieke landskap waar ons staan vandag. En dan gaan ek met groot oë kyk waar Christo van Ree is, want hy gaan vir ons die tweede spreker wees. Pieter, jy kan alles voortkom. Baie dankie. Blijkbaar gaan ek 'n stoeltjie kry, dankie Francis. Baie dankie Dr. Willie. Baie groot voorreg om vandag te wees hier. Ek wil net sien, ek gaan my voordrag in Afrikaans hou, is daar iemand wat nie Afrikaans verstaan? Dan kan ek sulke vertalingsmomente inbou in my voordrag hierso. Okay. Ek wil ook net handelsflits, ek dink ek is net 'n voorbeeld om handelsflits te gee, dat ek het 'n eie instituut, die Instituut vir Filosofie en Samelewing, wat verskillende kontrakwerk doen, konsultasie en so aan. Maar dan is ek ook verbonde daar agter aan die First Business Wellness netwerkgroep van Neil Smith. Neil is lekker om deel daarvan te wees. En ek sal daar by die maniere wees, want een ding wat ek baie graag wil doen in ons streek in die volgende paar maande is om oor die plaaslike verkiesing te praat. Ek dink die Wes-Kaapse plaaslike verkiesing gaan fascinerend wees. En ek wil 'n paar werkswinkels daaroor hou as daar belangstelling is. So die handelskamers, die AE mense en so aan, moet asseblief daar by First Business Wellness sien dat ons oor hierdie dinge kan praat. Maar Dr. Willie het nou vir my 'n taak gegee om oor internasionale politiek te praat vanoggend, en dan bring ons dit na Suid-Afrika. Dan bring ons dit na wat gaan in ons politiek nasionaal, provinsiaal en plaaslik aan, en hoe moet ons kennis neem van internasionale politieke gebeure. En ek wil begin met 3 goed. Dis altyd goed om in so 3 te praat. Die eerste punt wat ek oor die internasionale politiek wil maak is, daar is massiewe magsverskuiwings aan die gang. Ek dink nie ek hoef dit vir julle te vertel nie. Dis die eerste punt. Die tweede punt is, ten spyte van hierdie magsverskuiwings en bepaalde, ons noem dit konflikpunte in die wêreld, is daar nog steeds groei. Die internasionale monetaire fonds het die afgelope ruk 'n verslag uitgebring. Dis verrassend, en ek sal in die tweede punt 'n bietjie oor groei praat, en dan ook oor groei by ons, in terme van ekonomie, want dit het 'n invloed op nasionale, provinsiale en plaaslike politiek. En dan laastens wil ek net praat oor tegnologie. Ek dink dit is 'n baie belangrike ding as mens praat oor die ekonomie, dat ons gaan 'n heeltemal nuwe tegnologiese wêreld in met kunsmatige intelligensie. Ek dink nie ek hoef dit vir julle te sê vir hierdie gehoor nie. Ek is seker dat julle besighede en waar julle beweeg, is julle intens besig met hierdie verskuiwing in ons midde. Die geweldige tegnologiese implikasies, maar nie die tegnologiese samelewingsimplikasies en vir politiek en vir ekonomie en vir besigheid, wat gaan gebeur in die KI era. Goed, as ek nou na die eerste punt toe gaan, en dit is nou die wêreldtoneel, dan
was vir 'n lang ruk daar die hoop dat ons wêreldwyd 'n tipe orde sou hê wat sogenaamd heel gebaseerd is. En dit beteken gewoonlik 'n rule-based world economy. Dat lande met mekaar op 'n heel gebaseerde, verantwoordelike manier handel dryf. Nou weet ons dit is nie meer die geval nie. En een van die groot redes daarvoor is Amerika se tariefbeleid. Van president Trump is een van die duidelikste tekens hiervoor, omdat hy sy binnelandse mark wil beskerm en ook die terugbring van vervaardiging en tariewe as 'n politieke drukmiddel. En dit is natuurlik veral gemik teen China. En dit beteken dat ons al meer wegbeweeg van 'n wêreldorde waar Amerika die sentrum is van die wêreldpolitiek. Nou 'n sogenaamde multipolêre, multipole wêreldorde wat natuurlik onsekerhede aan die hand werk en in ons midde lê. En die multipolêre orde is natuurlik Amerika is 'n belangrike speler, sal 'n belangrike speler wees op die kort langtermyn. Maar China, ek hoef nie vir julle te vertel hoe China op die oomblik na vore tree. Ons kan net dink aan ons motormark in Suid-Afrika as 'n tasbare voorbeeld, maar ook op tegnologiese gebied wat eintlik die toekoms gaan bepaal. En ek verwys hier nou na die ontwikkeling van die sogenaamde rekenaarskyfies as hardeware vir die kunsmatige intelligensie golf wat kom en alreeds by ons is. So die groot stryd gaan eintlik wees tussen Amerika en China op hierdie punt. Ons kan in vraatyd op dit wil nie, daar sal seker vraatyd en ons meer in detail van hierdie goed leerkom. Goed, so ons het 'n multipolêre wêreldorde. Dit beteken dat heel gebaseerde internasionale politiek nie so sterk in die afsienbare toekoms gaan wees nie. Dit maak hulle onseker. Dit gaan beteken dat die leiers van China en van die ander groot moondhede in Amerika gaan meer hulle eie ding doen, maar ek dink nie mens gaan volledig van reëlsgebaseerdheid wegkom nie. Daar's ander politieke kommentators wat sê nee, ons gaan nou weer 'n era in van realistiese internasionale politiek en dit beteken dat dit gaan net mag teen mag wees. Ek dink daar's iets van 'n waarheid daarin, maar ek dink ons kan nie volledig van reëlgebaseerdheid wegkom nie. En dit is 'n ding om in aanmerking te neem. Dan hoef ek julle nie meer te sê oor die oorloë, die hoofpunte in die wêreld nie. Ek dink die grootste een op die oomblik is wat gebeur in Iran, want dit het 'n direkte invloed op die wêreldekonomie, maar ook ons ekonomie. Maar ons moet nie vergeet van die Oekraïnese oorlog, die Russiese-Oekraïnese spanning wat al 4 jaar aan die gang is en wat nie tot 'n vrede kom nie, wat ook die wêreldekonomie baie beïnvloed. So ons moet dit ook in ag neem en natuurlik die onopgeloste probleem in Israel in die Gaza gebied wat verband hou natuurlik met die Iranese dilemma. Goed, dit is dan wat die politiek of die mag van die internasionale magspolitiek aanbetref. Nou die interessante is, en dit is die ekonomiese punt. Dr. Willie, jy moet net van aandag gee as ek te lank praat. So het ek so 10 minute, 15. Ja. Ek gee net vir my 'n aanduiding as ek nou begin opsom. Die interessante van die internasionale ekonomie op die oomblik is dat die wêreldekonomie styg met 3% in hierdie tyd van onsekerheid. So dit beteken internasionaal gesproke vanuit die politiek uit is dinge nie dood nie of dit beteken nie daar is nie groei nie. So die IMF, dis nou die internasionale monetaire fonds, verwag wêreldgroei van so wat 3% in 2026. 'n sekere, ek gaan dit nou 'n mooi woord gebruik, ek het na
my woordeboek gisteraand gekyk, dat daar is 'n sekere veerkragtigheid wat maklik oorgesien kan word in die wêreld. Groei bly egter ongelyk. Dit moet ons ook vir mekaar sê, want Europa worstel met skuld en veroudering. China groei stadiger, maar moenie China onderskat nie, want dit het hulle ekonomiese posisie in die wêreld baie versterk die laaste tyd, maar China groei stadiger, maar bly sentraal tot wêreldhandel, en Indië tree as vervaardigings- en tegnologiemag na vore. En dan neem Afrika se gewig ook stadig toe, gedra deur 'n jong bevolking en die hele droom of die ideaal van 'n Afrika vryhandelsgebied, wat nog 'n droom is, maar ten minste moet mens ook ideale hê. Ek wil net een opmerking maak rondom hierdie kwessies vir Suid-Afrika, wat die internasionale politiek aanbetref en hoe ons onsself moet posisioneer. En hier gaan ek nou as 'n politieke kommentator praat. Ek dink daar lê 'n les vir ons as Suid-Afrikaners en veral ons regering, wat natuurlik 'n komplekse regering is, regering van nasionale eenheid, wat op 'n manier saamwerk, maar ook nie heeltemal saamwerk, en veral op beleidsvlak, lyk my weersprekend optree. En een van die punte is ons buitelandse beleid. Hoe speel ons in as Suid-Afrikaners op die wêreldpolitiek, nommer 1? Hoe speel ons as Suid-Afrikaners in op die ekonomiese realiteite van die wêreld, en wat ek pas geskets het, daar is groei in die wêreld. En ek dink ons moet ons buitelandse beleid in 'n baie strategiese, meer in 'n neutraal strategiese wyse moet ons buitelandse beleid ontplooi. En waar ons dan nie 'n keuse maak teen die Weste, teen Amerika nie, en ook nie teen die BRICS-lande. En dit is 'n balanstoertjie. En dit is eintlik ons amptelike buitelandse beleid, maar as jy nou sien dat 'n baie senior generaal van ons pas in Moskou was, op 'n baie hoë vlak met die Russiese leer in gesprek was, dan sou ek sê dis 'n strategiese fout as ons beleid moet wees, een van onverbondenheid volgens beginsels. Dit moet ons buitelandse beleid wees. Dis klaar blyklik nie op die oomblik die geval nie. En ek dink dis 'n gevaarpunt vir Suid-Afrika en ook om besigheid in Suid-Afrika te doen, want ons kan nie bekostig om in die hart van die konflik van die groot magte in die wêreld te kom nie. Ons is blote streeksmoonheid. En ons sal baie mooi diplomaties optree in hierdie opsig. En dit is baie belangrik dan. Goed, my derde punt, en dan gaan ek Dr. Willie, ek gaan weer oor die internasionale toneel, dan kan Christen dalk weer Suid-Afrikaans. Ek sal net ietsie sê oor die implikasies vir ons. Want mens kan ek vra tyd terugkom en dan die lewe gaan. Nou tegnologie. Nou dis 'n ding waar ek die laaste tyd, wat ek ook maar uit die filosofie kom, baie diep nadink. En dit is, het ons enige idee hoe gaan die wêreld verander in die volgende 5 jaar? In terme van kunsmatige intelligensie. Julle almal is seker nou al bewus en kan my baie daaroor leer, dat jy kan vandag in die veld van jou waar jy spesialiseer, kan jy 'n aantal navorsingsassistente in die veld instuur. Jy kan konsultante in die veld instuur. Alles virtueel, waarvoor jy geen geld betaal, vir die beste moontlike inligting te bring, sodat jy strategies kan besluit in jou besigheid. Nou dit is net wat ons raak, wat hier sit vanoggend. Maar globaal en polities en sosiaal en op soveel vlakke, dink ek het ons nie idee, en veral ook wat opvoeding aanbetref, wat 'n ander gunsteling onderwerp vir my is, want ek was lank in die akademie, en ek is nou post-professioneel in die akademie, maar meer op 'n baie goeie plek. Ek kan nou meer onafhanklik akademies werk. Maar dink skole, universiteite
en die hele manier waarop ons dink en hoe ons onsself gaan opvoed in die toekoms, gaan heeltemal anders lyk. Ons het nog nie idee nie. Ek wil net met hierdie woord volstaan op dit lê, dat hulle sê oor 5 jaar gaan die meeste werke wat daar is, werke wees wat nog nie 'n naam het. Nou, is ons voorberei vir so 'n wêreld? Het is makliker om oor die mag in die wêreld te praat, die magskonstellasies, hoe dit verander. Het is makliker om te praat oor wêreldgroei en die ekonomie en die markte in Suid-Afrika se diplomatieke beleid. Maar is ons voorberei? En ek dink dit is die kwessie van die toekoms en dis ook 'n magspolitiese komponent. Maar ek dink die stryd tussen Amerika en China gaan op die oomblik, en Taiwan speel natuurlik 'n rol daaroor, gaan oor wie gaan beheer kry oor die sagte ware en die harde ware van die rekenaar en die die wêreld van kunsmatige intelligensie en wat alles daarmee saamhang. En dit is nie net 'n tegnologiese kwessie nie, dit is 'n diep ekonomiese en polities, nasionaal, internasionaal plaaslik. En ons as besigheidsmense sal baie goed daaroor besin. Nou my kollega Christo van der Rede, dit gaan meer die Suid-Afrikaanse politiek hanteer. Ek wil ook graag daaroor praat, maar ek sal in vraatyd op dit verlede terugkom. En dan wil ek net weer sê, sien my daar agter by First Business Wellness oor hierdie, ek dink ons moet 'n goeie werkswinkels hou oor die plaaslike politieke verkiesings in die volgende 3 maande. Hier's 2 burgemeesters wat die voorsit. Laat ek en dit gaan nie partytetieke werkswinkels wees nie, maar kom ons sê maar interdissiplinêre, metapolities en ekonomies, dat ons daai tipe werkswinkel in hierdie ongelooflike streek van Suid-Afrika en in die wêreld, die Wes-Kaap. Ek dink nie ons besef altyd die skoonheid daar buite, maar tweedens die talent en die vermoëns en die potensiaal van die Wes-Kaap en Suid-Afrika as ons saam staan. Ek gebruik altyd die voorbeeld van Rassie, ons Springbok afrigter. Dink hoe lank het dit sleg gegaan met ons rugby. Ons het teen mekaar beklei. Ons het nie 'n manier, 'n sinergie ontwikkel nie. As ons daai voorbeeld kan vat en dit dan in ons besigheidswêreld en veral in ons politieke wêreld inbring, dink net hoe sterk en hoe besonder en hoe ver Suid-Afrika vooruit. Baie dankie en ek Dr. Willie so. Net terwyl Dr. Willie voordat ek hom net 'n vraag het, julle weet ons wat sy definisie van 'n filosoof is iemand wat probeer om 'n swart kat in die middel van die nag in 'n rondaal in sy hoek vas te hou. Dr. Willie Laaser. Baie dankie, Professor Pieter Diepenage. Ons gaan definitief so op die einde kans gee vir vrae, so as jy 'n mens skryf hom neer. Maar die moeilikste vraag los jy maar vir Christo asseblief weet. Moet hom nie spaar nie, want hy is mos in elk geval 'n bietjie laat vanmôre. Nou, ek wonder nou net, het gepraat van werke wat nie 'n naam gaan hê nie. Kyk, ek weet, huisvrouens is mos nou tuiste skeppers, né? Wat gaan die mans wees wat in die tuin gaan werk? Tuinontwerpers of tuinskeppers? Ingenieurs, tuiningenieurs. Né? So, ek sal graag daai werk doen. Ek kom. Okay. So 'n goeie graag gehoor. Ek is gister hier so in Kaapstad en ek sien vir Willem die Jordaan oor die se sakelei funksie wat binnekort gaan plaas. Jammer meneer. It's all good, all good. Ek is vreeslik jammer. Nou, it's a PSP orders discussion. Sit ons daar en in die tyd wel my prokureur my oor ietsie en hy sê vir my, weet jy wat, ek en my seun gaan jag. Ons vertrek nou. Ons kom Sondag terug. Ek sê vir hom, dis nou baie mooi.
Dis nou donders. Jy moet my nou sê van die storie. Maar hier kom die veilgrap en dit is allemaal redelijk groot hierso, né? Dis nie binnen die jare gesien. Jolie, pastoor, waar is jy? Druk jou oor asseblief, maak het toe. Hy sê toe vir my, hy sê daar is twee goed, 'n mens kan jag en skiet. Wat is die verskil tussen die twee? Hy sê, jy kan nie skiets raak nie. Weet jy hom? Fiets op vir my. So bevry dat. So ek sien Christus is nou amper reg. Sy Frans het so 'n bietjie gesak. Jy weet natuurlijk dat Christus van der Rede is 'n groot vriend van die AHI. Inteendeel, hy was kern van die AHI toe hy nog AHI nasionaal was Christus die uitvoerende hoof en in sy termyn het Christus besonderse werk gedoen. En jy weet daarna as Christus werk na Agri Suid-Afrika, waar hy net so groot werk gaan doen het. En die dag toe hy sê hy gaan aftree by Agri Suid-Afrika, 'n week daarna toe verder my, toe sê vir my, hy het nou hierdie aanbod gekry van die EWD Stichting, wat sê ek vir hom? Toe sê ek vir hom, Christo, is daar 'n tyd en 'n uur was vir die EWD Stichting, as jy die man wat het nou gaan vat, in die volgende vlak. Jy kan maar sien in wat intensiteit Christus hierdie taak aanpak, om hierdie brug te bou tussen die Stichting en die res van Suid-Afrika, en die opbouings te doen uit vorentoe. So, my goeie vriend, baie keer op my vyand, weet hy verklaar ons geheime by my vrou, en dan het ek maar redelike moeilikheid. So, ek het jou nog nie vergeet vir daai nie. Christus. Okay. Dames en here, ek voor ek op die oggend so 'n paar woorde met julle spreek. Ek was die afgelope week in Gauteng, ons het baie groot kongres daar gehad rondom munisipaliteite. En ek moes vanaf maandag tot gisteraand toe net Engels praat. So dis 'n wonderlike voorreg om vandag net so 'n bietjie Afrikaans te kom. Amen. En toe ek nou vanoggend my vrou 'n soentjie gee, toe sê sy vir my nou, toe moet ek haar vra, is dit 'n Afrikaanse nou of 'n Engelse nou? So, ek dink die werk wat ek nou doen, fokus baie op die grondwet en hoe interpreteer ons die grondwet. Dames en here, ons sit met 'n ongelooflike bloudruk wat ons in 1996 aanvaar het as die model van ontwikkeling in Suid-Afrika. En dit is op 3 basiese boustene gebaseer. Die eerste bousteen, menswaardigheid. Hoe herstel ons die menswaardigheid van al ons mense? Nou, hoe is dit moontlik dat 30 jaar later is miljoene mense vasgevang in onmenswaardige omstandighede? Jy hoef net verby 'n plakkerskamp te ry en kyk hoe leef mense. Dan vra jouself af, waar ons verkeerd gegaan. Die tweede aspek praat van gelykheid. Hoe bring ons groter gelykheid tussen mense teweeg in Suid-Afrika? 30 jaar later sit ons met 'n land wat die grootste ongelykheid het in die wêreld. En dan derdens praat die grondwet van menseregte en vryhede. Daai menseregte is vervat in die handves van menseregte. Toegang tot onderwys, toegang tot gesondheid, toegang tot behuising, noem dit maar op. Maar wat sien ons vandag uitspeel by die Belange Kommissie, hoe diegene aan wie ons die fiskus toevertrou het sy op provinsiale vlak, op nasionale vlak, op munisipale vlak, het sy binne 'n bepaalde departement, hoe daai mense nie 'n duit omgee om 'n konstruktiewe rol teweeg te bring om die vryhede en veral die regte wat gewaarborg word in die grondwet, om dit te realiseer. Nee,
Hulle is daar uit om die geld in hulle sakke te druk en ons mense te beroof en die belastingbetaler te beroof van ons swaar verdiende geld. Maar dan, dames en heren, gaan die grondwet verder. Die grondwet praat van 'n demokratiese bestel waar ons elke 5 jaar gaan om 'n nuwe regering te verkies. En die administrasie van daai regering moet op 3 boustene gegrond wees. Die eerste bousteen praat van verantwoordbaarheid. Aan die ander woorde, as jy 'n munisipale amptenaar is, 'n burgemeester is, 'n minister is, 'n politikus is, as jy 'n staatsamptenaar is, word daarvan jou verwag om verantwoordbaar te wees. Ongelooflike sterk woord. Hoe is dit moontlik 30 jaar later is daai verantwoordbaarheid is dit 'n hersenskim as ek daai mooi woord kan gebruik. As ons net gaan kyk hoe dinge uitspeel by die staatse pensioenfonds, hoe goed uitspeel binne die onafhanklike ondersoek direktoraat, dan staan mense hare regop. Hoe is dit moontlik dat mense wat in sleutelposisies is, dat hulle nie 'n duit omgee vir daai grondwetlike verpligting wat op hulle rus in terme van verantwoordbaarheid. Die tweede element wat die grondwet baie duidelik uitspel, is responsibiteit. Met ander woorde, as ek 'n brief skryf vir 'n staatsamptenaar of vir 'n minister of ek bring 'n lig wat nie brand nie, 'n straatlig wat nie brand nie, ek bring dit onder die aandag van die munisipaliteit en ek kry nie iets terugvoer oor wanneer gaan dit herstel word of wanneer gaan daar gereageer word op bepaalde goed. Responsibiteit, responsiveness. Pieter, help my met 'n mooi beter Afrikaans vir responsibiteit. Besoek van die woord in die donker. As daar so 'n gebrek aan responsibiteit, hoekom reageer mense nie en veral staatsamptenare nie op ons dringende behoeftes nie? En dan die laaste een praat van deursigtigheid. Nou wat gebeur wat afspeel voor die Blanke Kommissie is alles behalwe deursigtigheid. Dis eintlik 'n skreiende skande dat ons 'n situasie het vandag waar daar nie aan een van daai 3 belangrike boustene voldoen word deur die staat. Nou moet dit versigtig wees. Ek moet nie veralgemeen nie. In ons studie, en ons gaan nou 'n omvattende studie loods oor munisipaliteite, die stand by munisipaliteite. En daar is uitsonderlike munisipaliteite waar daar voldoen word aan daai 3 elemente: verantwoordbaarheid, responsibiteit, deursigtigheid. Hierdie Drakensberg munisipaliteit, dames en here, is 'n munisipaliteit wat in alle opsigte daaraan voldoen. Geef hulle 'n hande klap. Ja. Ek bly daar langs die Weskus. Die munisipaliteit van die Swartland, ongelooflik. Jy hoef net deur Mamasbury te ry en te sien die ontwikkeling wat daar aan die gang is. Geef hulle 'n hande klap, dames en here. Stellenbosch dieselfde. Maar as ek daar deur Johannesburg ry, 'n skrikwekkende ervaring. Deur gebiede waar daar ongelooflike verval is. Dit gaan my verstand te bowe. Hoe is dit moontlik dat die rykste stad in Afrika totaal en al hulle rug gedraai het op die grondwet? Dis ons groot probleem, dames en here. Ons het 'n staat, en ek moet kwalifiseer, nie almal binne die regering van nasionale eenheid is laks in terme van die nakoming van bepaalde munisipale of bepaalde grondwetlike waardes. Maar dan 'n groot element binne die regering van nasionale eenheid is wat net nie omgee oor die belange van die land in terme van daai grondwetlike waardes nie. Dit is 'n feit.
En ek sê nie daarmee saam dat die grondwet is ons alfa en omega nie. Die grondwet het gebreke. Maar dames en here, wat anders is daar waar ons 'n toekoms kan bou in hierdie land? As elemente binne die groter regering, MK, EFF en ander wat sê doen weg met die grondwet. Jy kan jouself indink in watter chaos hierdie land gaan verval as ons moet wegdoen met die grondwet. It becomes a free for all. So, dames en here, kom terug na die grondwet. Die grondwet, en dis ironies, die grondwet beskou klein sake as die dryfkrag vir werkskepping en ekonomiese gelykheid. Artikel 22 van die grondwet beskerm elke burger se reg om 'n eie beroep, bedryf of professie vrylik te kies en te beoefen. Dis dieselfde regering wat nou die dag in die grondwethof huis toe gestuur is, toe hulle dokters en mediese praktyns op 'n manier wou dwing om die praktyke van die mediese professie op 'n manier te wil reguleer. En die grondwet het dit baie duidelik gemaak. Dis teen artikel 22 van die grondwet. Dan artikel 9.2 plaas sterk klem op gelykheid vir almal binne die ekonomie. Ons moet maniere skep vir swart besigheidslei om ook deel te word van die ekonomie. Ons kan nie van daai verantwoordelikheid ontsnap nie. Maar hoe bestuur ons daai proses dat dit nie die groter ekonomie benadeel nie en tot groter diskriminasie lei teen bestaande besighede. En dan die groter doelwit van die grondwet, dames en here, 'n ekonomie wat almal in staat stel om te floreer. Kom ons gaan kyk na die landskap van die klein sake omgewing. Ons het ongeveer 2.6 miljoen klein sake ondernemings landwyd. Dames en here, wat in die klein sake omgewing is, neem meer as 9.2 miljoen werkers in diens. Dis 50 tot 60% van die nasionale werkskap. Bruto binnelandse produk bydra, dit beloop so tot 40%. En dan, meer as 1.7 miljoen van hierdie besighede bestaan slegs in die informele sektor. Ek was absoluut in my tone geskok toe ek van Polokwane na Tzaneen toe ry in onlangs. Wat is daar nie gebeur? In daai voormalige Vrystaatgebiede bou mense huise. Is mense besig om besighede te skep. Ek kom tot die slotsom dat ons sit hier met twee ekonomieë wat parallel teenoor mekaar staan. Ek noem die een die PTY economy. Wat het 'n diere-ekonomie geword, dames en here? Ons word belas met allerlei regulasies, wetgewing, belastings, noem maar op. Baie dankie. Ek het daaroor gesukkel. Ek dink by myself, maar hoe staan dit skree ek kom in die ou Morawiese tradisie. Jy weet, waar die predikant staan en hy gooi daai draad en dit stek. Ons kom nie in die charismatiese omgewing, maar ons jou nou tot bekering op. Amen. Maar die baie interessante ding is dat binne die PTY economy gaan dit beroer. Die dorpe val uit mekaar uit, die munisipaliteite val uit mekaar uit en die tesourie probeer met allerlei regulasies meer en meer streng reëltoepassing te weerbring. Terwyl daar, ek noem dit die PTO economy, Permission to Occupy economy, terwyl binne daai ekonomie floreer gemeenskappe. En dit lyk vir my hoe gaan besveiligheid dan? Ek kom uit 'n sendingstasie goed verwag. Dit behoort aan die Morawiese kerk. Ek het nou die dag weer 'n besoek daar gaan aflê. Ek staan versop. Die mense woon dubbel verdiend van huise. Daar's 'n ekonomie wat daar in die gang is wat skrikkerig is. En dis daar ons groot uitdaging.
Ons wat binne die formele omgewing probeer om 'n bestaande voer. Ons word doodbelas. Ons word met allerlei regulasies word ons aan bande gelê. En my beroep vandag aan die regering en munisipaliteite is daar nie 'n manier dat ons dan net verligting kan bring aan die besigheidssektor en aan die burgers wat in die dorpe en plekke woon nie. Wat bloot onbekostigbaar gedaan. Ek wat doen die stad van Kaapstad. Ek het nou so 'n huisie daar langs die Weskus. Dit is maar net 6 slaapkamers, eenvoudig op plek nie. Ek verhuur dit op Airbnb die goeders en nou kom die stad Kaapstad en sê nie papa. Ons gaan by jou nou, jy moet nou 'n formele besigheidslisensie kry om die besigheid. Dames en here, ek het nie pensioen nie. Daai huisie is my enigste pensioen. Ek probeer dit bestaan. Maar hier kom die staat Kaapstad en sê by nee, sorry. Ons gaan jou nog verder belas. Ons gaan jou nou verder onderwerp aan allerlei lisensieerings verlies. Waarmee is ons besig? Ons is besig om die inisiatief van die burger wat op sy eie iets wil begin en wat die vermoë het om 2 tot 3 mense 'n job te gee, is ons besig om in sy glorie te kom. Daar's 'n mooi woord vandag. Maar dames en here, goed, kom ons gaan verder. Wat is die gevolg van 'n bureaukratiese ekonomie? 'n Ekonomie wat gebaseer is op rompslomp en allerlei wetgewing en allerlei goeders. Terwyl ons die goeders besig is, steel die man aan die agterkant. Dit help nie veel nie. Ons het met 'n werkloosheidskoers van 32,7%. Die uitgebreide werkloosheidskoers 43,7%. Ons jeugwerkloosheid, dames en here, ongeveer 60% van die jong mense sit by die huis. Ek is 'n onderwyser, na die LC4, ek het onlangs hier woonbuurt te gaan ry. Ek was geskok om die stand van my woonbuurt te sien. Hoe sit jong mense, wat in my daar, as ek 'n prinsipaal, ek het in die straat afgery, en ek het allerlei tegnologie by my gehad, om seker te maak, jy homeschool, en dan terwyl jy brande toe, self. Dames en here, wat het hier verkeerd gegaan? Hoe is dit moontlik dat jong mense sit nou in pyjamas? Die meisies, die jong mense sit in gowns. Jy sê maar, wat dit is verkeerd? Hoe is dit moontlik dat ons hierdie pragtige grondwet, ek wil hê jy moet weer gaan lees, dat ons by die punt het gekom? Nou ja, ek wil nie politiek praat nie, dames en here. Ons het 'n nasionale ontwikkelingsplan, net weer van my grondplanne wat die regering skryf. Cyril Ramaphosa, julle ken hom net. En Trevor Manuel was verantwoordelik vir hy plan. Hy plan plaas 'n massiewe verantwoordelikheid op u as die klein sake. Dit sê, klein besighede moet byna 90% van alle nuwe werksgeleenthede skep. Om armoede uit te wis en die chaos in die ekonomie te oorbrug, moet ons 'n sterk klein sake sektor hê. Maar wat doen ons? Ons maak hom dood met allerlei bureaukratiese losse. Dames en here, wat is die gevolg van 'n ekonomie wat sy klein sake oorbelas, wat sy klein sake aan bande lê, wat veroorsaak dat werkloosheid hierdie dag gaan? Die gevolg is dat 70 tot 90% van alle nuwe Suid-Afrikaanse klein besighede faal in hulle eerste 5 jaar. Ons wat probeer om wetsgehoorsame burgers te wees. Ons wat elke dag ons belasting, jy weet, goede trou betaal. Ons wat binne die wet bly, dames en here, ons staan nie 'n kanse kans om te oorleef in dit. Dis die hartseer. Dis die hartseer. Wat doen mense? Mense vat hulle besighede, skep dit van die informele sektor toe. Hulle wheel en deal daar in die agtergrond, maak seker die staat sien hulle nie raak nie, dit raak 'n kontant besigheid en hulle oorleef.
En dan kry jy die ander spulletjie wat hulle kloue inslaan by die staatssektor en seker maak dat hulle sekere individue binne die staatssektor kaap vir hulle eie belange en deur middel van tenders en politieke patronaatskap maak hulle seker dat hulle self in die proses bereik. Maar dames en here, om dan jou rykdom so bloot te stel, sodat almal dit kan sien, is dit ons nou nie baie slim. Ek dink as die president se neefie, hy het vir hom voor Lamborghinis gekoop, en so 4 Lamborghinis. Ek het net een, hy het 4 gehad. Nou meneer, hy koop hom 4 blauwes. Dan dink ek by myself, gee, wat is ek die geld gehad, dan het ek nou 'n rooie gekoop, 'n gele, 'n pinke. En ek raam hom so 'n paar het 'n verskillende edges gegee, maar ek koop hom 4 van die selfs. Nou weet ek, hom is ook mooi werk, en ons kop het hom 4. We sê die mense dieselfde kleed, dieselfde eten. Dit staan nie. So dames en here, wat gebeur binne die informele ekonomie? Kyk maar hoe werk die Somaliërs, die Pakistaners en hierdie man. Dis ekstra verstom. Hoe is dit moontlik dat hulle binne 30 jaar en hulle al die plaaslike spazas winkels het hulle oorgeneem? Ek het 'n skoonsister sy werk verkoop. Sy sê dit toe sy daar 30 jaar gelede begin het. Die was haar kliënte was Suid-Afrikaanse burgers. Dit was die Bobby daar op die hoek, dit was die Griek daar op daai hoek, dit was die Afrikaner wat in die winkelsentrum, so kan jy aangaan. Sy sê dit 30 jaar later is 'n Chinese, Pakistaniese diens. Maar dames en here, ek is nie gekant teen migrante nie. Ek dink migrante, die hele wêreldekonomie, kyk maar na Australië, kyk maar na Amerika, is gebou op migrante. Migrante en daai dryf van hulle natuurlike dryf om verstil te maak, want hulle moet oorleef, hulle kan nie bestaan staan. Maar hierdie mense kry nie befondsing van banke en die plekke nie. Hulle skep hulle eie beleggingsplatforms. Dis die interessante ding. Ons sit met 'n ekonomiese stelsel wat ek noem 'n trickle-down, hoe sit jy moet 'n skatryk gekonsolideerde geldmag wat op 'n manier die vloei van geld en ook die vloei van die politiek op 'n manier bestuur. Dis nie gesond en volhoubaar vir die toekoms van die wêreld, want jy kan nie met so 'n hengse verdeling sit tussen arm en ryk nie. Elke gaan die armes opstaan. En dan hierdie enklawe van rykdom wat jy geskep het, gaan vernietig word. Omdat daar nie 'n manier gevind was en openlik gepraat is oor hoe wil ons 'n inklusiewe ekonomie van werk skep, van welvaart teweegbring vir almal op 'n bepaalde manier. Maar dames en here, die interessantste ding is dit. Hierdie Pakistaners en al hierdie mense, hulle kry nie geld by banke nie, maar hulle staan mekaar by. Dit was my filosofie toe by die AI was. Hoekom kan 'n sakekamer nie op 'n manier by mekaar kom en sê, kom ons skep ons eie klein ekonomie wat mekaar bystaan, mekaar help. So wat doen hierdie Somaliërs? Kom by mekaar, sê goed, ons gaan nie die geld by die banke nie. Maar as ons 10 ouens is, elke ou sit R10,000 op die tafel. Januarie maand het ons R100,000. Daai R100,000 gaan na persoon A toe. En hy begin sy besig. Volgende maand, almal hulle 10,000 met mekaar, gaan na persoon B toe. Binne die jaar het 10 Somaliërs almal klein besigheidjies. Nou wat is die ander metodiek wat hulle gebruik? Hulle praat van co-opetition, nie competition nie, co-opetition. Al 10 van hierdie ouens gaan na die groot handelaar en dan gaan koop en maak. Nou kry hulle lekker korting op dit wat hulle aankoop. En hulle versprei dit onder mekaar en hulle leer om saam met mekaar
op 'n manier binne 'n bepaalde ekosisteem nie net mekaar te ondersteun nie, maar ook om op 'n konstruktiewe wyse met mekaar te kommunikeer. Dis totaal anders as, jy weet, die denke wat oor tyd onder klein sake binne ons eie geleedere ontwikkel. Elke ou wil die sny van die koek so groot as moontlik vir hom of haarself hê. En dit, dames en here, is daar ook, jy weet, 'n aansporing om anders te begin dink om binne hierdie deurdrukkende ekonomie te kan en te wil oorleef. Samewerk, saamstaan en op 'n manier mekaar te help en seker te maak dat die koek groei, maar op 'n manier groei dat almal daai voordeel trek. Ek is nie wat glo in die herverdeling van die koek. Ek glo in die groei van die koek. Maar die groei van die koek moet op so 'n wyse geskied dat almal op 'n manier voordeel. Dames en here, ek spring so 'n bietjie en ek wil baie spesifiek 'n bietjie fokus op wetgewing. Wetgewing wat op hierdie oomblik deur ons nasionale regering op die tafel geplaas word, veral in terme van aankope en besigheid doen met die staat. Dink as 'n sakesektor moet ons wetgewing waar allerlei verdere rompslomp en verdere kwalifiserings inbou in hy wetgewing, wat het moeilik maak vir u om besigheid te doen. Dit moet ons teenstaan. Ons kan nie die toekoms plaas in 'n staat, in 'n onbeholpe staat, in 'n staat wat ideologies gedrewe is, 'n staat wat dalk net is om alles te sentraliseer, terwyl die nagevolge daarvan is tot groot nadeel van almal wat hier sit as klein sake. Ons grondwet beloof bepaalde vryhede. Ons grondwet beloof bepaalde ideale. Ons kan nie dit aan wandel hê deur mense wat die grondwet interpreteer op 'n wyse wat dalk net is om 'n bepaalde ideologiese uitkoms te bereik. En dis die hartseer. Ons sien oral waar die staat sy kloue wil vasgehaak kry, is hulle dalk net om alles te wil sentraliseer en dan aan die einde van die dag die ekonomie te benadeel, maar ook die vryhede van ons mensdom en ons as burgers in te perk. So dames en here, ek sê weer, 'n herlees van die grondwet, 'n herinterpretasie van die grondwet, gee aan die klein sake omgewing 'n bepaalde mandaat. En daai mandaat is om welvaartskepping vir alle Suid-Afrikaners teweeg te bring. Ons job is nie om politiek te bevorder. Ons job is om die ekonomie uit te bou en te help groei. En dit is wat ons vir die staat doelwit moet verstaan. Hou op om politiek te speel op groot nadeel van die burgers van die land. Ek sê vir julle baie dankie. Goed, baie dankie Christo. Jy weet waar jy kom sit meneer. Jy kom het nou. Hy wil eers kyk verander met nog iets sê nou wat soek hy. Soek hy dop. Ek gaan voor ek nou my gedeelte aanbied, gaan ons nou kans gee vir 'n bietjie vrae van julle af. Vir die twee menere, vir Pieter en Christo. En ek het gesê, hou maar die moeilikes, waar het jy 'n moeilike vraag? Vir wie? Right, dis jou dan. Baie dankie. Meneer Verrede, Pieter, ek het gesê, Wellington is, ek mag makliker met hom praat. Ek het gisteraand in 'n nota hier laat gekry, dit was 'n ander konferensie in Johannesburg, wat my regtig waar my oog gevang het. Hy's nog in die swart daar, so local government drowns in compliance, residents drown in neglect. En ek het net gedink, wow, is dit nie waarvan ons praat nie.
Ek sit hier so langs my goeie vriendin, ons is 40 jaar bure gewees, en ons nuwe burgemeester, wat my nie aldag verstaan nie. En ek wil dit net sê, dit is vir my opvallend. En iemand het dit 'n tydjie gelede gesê, en ek sê, dit kan nie waar wees, maar dit of dit is. Hoe beter jou munisipaliteit is, polities en administratief, hoe minder is hulle geneig om te luister na die man in die straat. En dit is miskien iets wat Pieter kan aanspreek in aanloop na die verkiesing wat hy net genoem het. Ons moet meer gebruik maak in hierdie vallei wat ons sit. Is hierdie kennis wat by jou ore uitloop. Dan kan ek nie verstaan dat ek hoekom sukkel munisipaliteit met klein probleempies nie. Een van die klein probleempies en ek dink burgemeester Barabi sou my vanaand dalk skiet, is die feit dat ons kry nie goed vinnig oor 'n lyn nie. En dit is nie eie aan ons munisipaliteit nie. Dit is uniform. Ons kry nie groot projekte vinnig oor die lyn nie. Dis asof die mense hesitant is om miskien daai stapie te neem. En dan wil ek iets waag om te sê. Dit is miskien omdat nie genoeg politieke dryf is nie, omdat die administrasie weet nie altyd waar staan hulle met die politieke dryfvere nie. So ons moet 'n bietjie kyk daarna, dat ons 'n bietjie meer gesels. Ons burgemeester en ons stadsbestuurder moet meer met mekaar gesels. En dan net vir Pieter, KI, is iets wat oor ons Mr. Kompleks steek en almal dink is nie. My vrou sê, almal verstaan nie my humor nie, maar my dogter so 30 jaar gelede het sy wingerd en wynbou gedoen op Stellenbosch en sy bel my eendag van die kiekeboks af en die kos sy spa, as jy met normaal Vrydagmiddag het R200 nodig vir 'n geregistreerde departement landbou. Ek sê maar eers ek al die fooie betaal die begin van die jaar, of vat ek met die R200 Vrydagmiddag saam. Ek sê wat se kursus is? Sy sê pa nee, dis KI. Ek sê nou wat beteken dit? Kunsmatige inseminasie. So die begrip is nie so nie, ek wil dit vir jou reg help. Baie dankie. Oké, baie dankie. Ek wil so 'n bietjie omgaan opgaan. Maar daar's vier goed in die munisipaliteit waarna ons kyk. Die een is baie belangrik is ekonomiese ontwikkeling. Ons moet ekonomiese ontwikkeling hê. Saam met dit en wat besonders het die oog verloor, 'n sosiale ontwikkeling. Want as jy 'n suksesvolle besigheid wil opereer, moet jy suksesvolle sosiale ontwikkeling hê. Die een kan nie sonder die ander nie. Hulle is albei interafhanklik van mekaar. En soms verloor ons in die oog uit, waar ons fokus net op een. Ekonomiese ontwikkeling, groei, ekonomiese groei. Maar ekonomiese groei sal nooit plaasvind sonder suksesvolle sosiale ontwikkeling en andersom. Dan het derde ding is ook, ons noem het good governance. En dit versterk die interafhanklikheid van die ander twee. Nie een van hulle twee kan sonder good governance effektief functioneer. Ons verloor dit ook in die hoogheid, want ons elke ou artikel sy eie rigting. Dan is daar nog een wat net so belangrik is en wat ons ook in die hoogheid verloor, is klimaatsverandering. Het raak nie vir my nie so, dink jy daaroor nie. Maar dit het 'n bepalende impak op operasionele geleenthede van die munisipaliteit. So ons kyk nie net na die een aspek nie, ons het 'n baie aspek waarna ons moet kyk, ons moet na alles kyk, want die een beïnvloed die ander. En dit is 'n gesprek wat ek hier loop het in die munisipaliteit, is die interafhanklikheid daarvan. Ek wil hier net laat dat die van baie ekonomiese ontwikkeling raak in sy plaas. Maar ek wil tog vir u sê twee goed. As jy die vlak van ontwikkeling van enige samelewing wil weet, gaan kyk hoe kyk die samelewing na die mense wat die minste daarop sê aan ons. As we nou meer tegnies wil raak, die ons wat nou motormechanics is, as jy nou per opos toe vat, of nou Makwene toe vat,
As ek wil weet hoe goed dit raak as hy gaan, dit wat ons hier sien is goed nie. Dit wat jy hier sien hier rondom nie. En mense dink, is nou goed. Dis net mense wat hulle job doen. Dit is hoe munisipaliteit veronderstel is om te doen. So ons het nog niks beter probeer behalwe as om alles in stand te hou nie, dat dit net werk nie. Jy het nog niks gesien nie. Kom ons kyk na die volgende 5 jaar. Maar as jy op dipstiek indruk in Drakenstein, dan noem jy 'n berg op die globe is. En die pragtige berge vir al die mooi goed wat plaaslik. Gaan na die minder goeie plekke. Druk jy op dipstiek en dan trek op en dan kyk jy by olie skoen is en oorveil is. Dis waar die goeie. En ongelukkig doen ons nie goed in Drakenstein wat dit aanbetref. En dit is waar die ekonomie doen. Die interafhanklikheid van die ekonomie met sosiale ons moet miskien na Baie dankie, my naam is Elna van Slecht en dit is my distriksmunisipaliteit. Ek het 'n vraag en wil graag Christo jou kyk daarop hê. Ek het gepraat van verantwoordbaarheid, responsiviteit en deursigtigheid. Wat ons vind, en dis ook nasionaal op die media, elke dag nou, is die totale gebrek aan etiese leierskap. Jy kan hoeveel red tapes hê en dit omseil, maar as nou nie etiese leierskap is, sal daar niks gebeur nie. So vraag jou kyk hier volgende, hoe kan ons dit omkeer? Want mense voel partykeer is boos. Ons het Bartolomeu beginsels, ons het al die dinge wat die tafel dek vir briljante etiese leierskap, maar dit ontbreek ons. So asseblief jou kyk daar. Baie dankie. Kan ons nog so een vraag vat en dan gee ons vir 2 menere oor. Professor, dank julle baie dankie vir die geleentheid. Ek wil net 'n bietjie op die internasionale front gaan. Oor 3 jaar die Amerikaners weer verkiesings. Nou tans is die Republikeine beheer en dit het 'n effek gehad op wêreldekonomie. Wat is daar nog enige indikasies van wat in 2029 gaan gebeur? Sou die demokrate inkom, wat gaan ons weer op nie die teenoorgestelde sien? Want op die stadium soos jy reg gesê het, is die wêreldekonomie of die wêreldpolitiek is maar 'n bietjie die mekaar, so dit is my eerste vraag. En dan Suid-Afrika se beleid ten opsigte van handelsbetrekkinge met VSA en China. Het ons 'n balans? Moet ons 'n balans hê? Want op die stadium is my voorkom asof dit neig na China toe en ons almal weet dit het 'n invloed op die man op die straat. Baie dankie. Goed meneer, stel julle. Baie dankie. Ek gaan by die laaste vraag begin en dan gaan ek net so ook na ons nasionale toneel. My kollega hier, Christo, het baie oor, kyk, ek het baie te sê oor die Suid-Afrikaanse politiek ook, maar ek stel baie belang in die internasionale. Baie belangrike ding net kort opmerkings. Eerstens, die kernmoment nou in Amerika is die midterm verkiesing. Dis in November, wanneer ons plaaslike verkiesing het. Dan kies hulle die helfte van hulle kongres en die helfte van hulle senaat. As daardie kongres oorgaan aan die demokrate, dan is president Trump geslote. En dan kan jy weer verwag dat impeachment deur die huis van kongres, self al is die senaat nog in die hande van die demokrate. Wat kan dit beteken? So die hele Amerikaanse stelsel is op 'n mespunt. Hy kan enige kant toe gaan. Dit kan ook wees dat die Republikeine wel steeds die huis het en steeds die senaat en dan gaan Trump dink ek nog in, soos hulle sê, in turbo oorgaan. Maar dan het hy nog 2 jaar en hy's in volle beheer. So dit gaan 'n interessante ding in Amerika wees en dit gaan, as dit nie gebeur, gaan dit 'n tipe van 'n lyndag president wees en dan gaan dit op die wêreldtoneel en die wêreldekonomie, ook ons ekonomie, 'n groot invloed hê. 2029 of 28 dink is hulle volgende presidentsverkiesing bietjie ver. Soos ek die dinge kyk, staan die Republikeine sterk vir 'n volgende president. Die groot rede is dat die demokrate erg verdeeld is. Nie wanneer dit kom by midtermverkiesings en vir die huis van verteenwoordigers nie, maar wanneer dit vir 'n presidentsverkiesing gaan. Dan net so Suid-Afrika. Ek dink die kern vir ons om op die kort termyn diep
gesprekke te hê nie. My woord vir responsabiliteit of hoe jy dit onderstel, is oorlegpleging of wederkerigheid. Dat ons as burgers eenvoudig en ons instellings en ons burgerlike organisasies, burgerlike kom ons noem dit die burgerlike belangeorganisasies, dat ons die hele tyd ons oë hou op wie regeer. Nie in 'n vyhandige ding nie, maar in 'n verhouding dat alle komponente van die Suid-Afrikaanse samelewing moet gesond funksioneer. En daarom 'n goeie demokrasie werk van bo en onder. Dit is die kern wat 'n mens moet weet. En vir my is die groot ding beleid. Ek weet Christo het ook oor beleid. Ons het op die oomblik eintlik as jy mooi gaan kyk na ons waardesisteem in Suid-Afrika, is sê maar 70-80% van Suid-Afrikaners is eintlik behoudend. Dat ons nou so stel vir mekaar. Kom ons wees eerlik. En as jy kyk na die regeringsbeleid, so die afgelope 30 jaar geformuleer is, en ons weet voor 2024 het ons 'n eenparty gedomeineerde stelsel gehad. Daai stelsel het nog nie weer gefilter na die regering van nasionale eenheid. Dit beteken dat ons het 'n behoudende bevolking of 'n bevolking wat vir die vrye mark is, in daai behoudende sin ook, wat wil vooruitgaan finansiëel, maar ons het 'n regering wat ideologies, jy het ook daai woord gebruik, nog in een of ander ek noem dit 'n bubble is, dat dit is nog in die 60er jare en dit is nog die ou oorlog tussen die Sowjetunie en Amerika en hulle het nog nie die aanpassings gemaak dat om 'n komplekse middelinkomste land soos Suid-Afrika vorentoe te neem. Moet jy ongelooflik veerkragtig wees en moet jou beleid praat met wat die behoeftes op die grond is. Ek het gister lesing gedoen by Remgroup. Hulle het nou kom skole bymekaar gaan en die vraag was oor hoe bring ons die ekonomie in lyn met die onderwys? Hoe bring ons die onderwys in lyn met die ekonomie? En waarom ek gefokus was of gefokus het was op die pad van onderwys deur die eeue heen en hoe een ontdekking na die ander ontdekking gelei het en hoe dit die mens se ontwikkeling op 'n manier gestimuleer het. Dit is fascinerend. Pieter, as jy net begin by die eerste ou wat vuur kon beheer, dit het die hele gang van die mensdom aan die gang gesit. Ek sê maar gister, julle dink julle is baie slim. Maar wie kan, soos die Bushmans, die San-mense, ek gebruik nie die Bushman as 'n vernederende woord nie, want sommige van die San-mense, hulle aanvaar die woord of hulle wil erken word as Bushmans. Maar die interessante ding is, wie van julle kan 2 stokkies vat en 'n vuur aan die gang kry? Niemand nie. En vanaf die eerste ouetjie wat die vuur kon beheer het oorgegaan na die man wat op 'n manier uitgevind het, maar wag, as ek hierdie vierkantige blok 'n ronde blok maak, dan maak ek 'n wiel. En daai wiel het weer 'n nuwe momentum gegee. Tot die persoon wat ontdek het wat penicillin is iets wat siektes kan beheer. Tot die persoon wat uitgevind het, wag, ons hoef nie meer, jy weet, goed te skryf nie, ons kan 'n drukpers ontwikkel om koerante te ontwikkel. So die mensdom is absoluut innoverend, want dit was nie regerings wat daai ontwikkeling teweeggebring het nie, dit was individuele mense wat 'n manier gevind het om vooruitgang te bewerkstellig. Dieselfde met kunsmatige intelligensie. Dames en here, ons almal was op 'n stadium in absolute vrees, bewondering vir kunsmatige intelligensie. Ek sê, werk nou vir dit. My enigste uitgangspunt is, ons moet behoed dat kunsmatige intelligensie, net soos penicillin, net soos die wiel, net soos die eerste wat die vuur op 'n manier kon beheer,
dat dit nie gekaap word deur 'n paar ouens en hulle self verryk in die proses nie. As long as it remains a public good. En dit is waar die groot voordeel lê van kunsmatige intelligensie. My produktiwiteit het hierdie dag gegaan. As my vrou vir my sê nou, dan vind ek 'n manier in kunsmatige intelligensie om vir my kos te maak of dit. Dis maar stap. Maar dames en here, ons moet nie bang wees vir vooruitgang nie. Stadig gekraud. Al hierdie goeders, kunsmatige intelligensie, gaan 'n omwenteling teweegbring wat skrif niks. Maar as dit natuurlik gekonsolideer word in die hande van 4 of 5 maatskappye en dit word gebruik net om wins te maak ten koste van die massas van mense, gaan ons probleme. Ongelooflike artikels en perspektiewe oor die filosofiese onderbou van kunsmatige intelligensie. Maar dan die tweede aspek wat op gefokus was etiese leierskap. Vorige die week het ons 'n helse konferensie gehad oor plaaslike regering, tesourie se voorlegging, waterwese se voorlegging, infrastruktuur Suid-Afrika se voorlegging, Dr. Michael Sack se voorlegging, wat sê dan Chris Pappas se voorlegging. Almal het enige groot raad in gemeen, die gebrek aan etiese leierskap. Dames en here, die Chinese het een manier van om etiese leierskap te deel. Hulle sit vir jou daar neer, 4 peloton, ons laat weer beslaan. Ek sê nie ons moet daai weg gaan nie, ons kan nie daai weg gaan nie. Maar, as ons nie vanaf skoolvlak en op 'n manier, jy weet, dit tuisbring by mense kan, etiese leierskap is 'n noodsaaklikheid vir die voortgang van die land, dan gaan ons nie die ideaal bereik wat die grondwet vir ons uitstel in terme van 'n welvarende, vredevolle land vir al die mense wat aan bly nie. Maar dames en here, ons wat toe dat die goed onder ons oë gebeur. Ons is die waghonde. Ons moet seker maak dat ons ons oë hou op elke aspek binne die regering, oral en ons moet nie stil bly. Want wat gebeur? Wat loop parallel saam met ons etiese leierskap? Intimidasie. Maak jou mond, ek skiet jou dood. Dames en here, dit aan die einde van die dag kan ons nie toelaat. Want as ons daai punt bereik, soos sommige lande, Mexico en ander mense dood en wonder net uitgehaal word, dan is dit lesie tot eikelskap. Maar, ek stem saam met Pieter, die meerderheid van ons mense in Afrika is behoudend. Ons is eintlik konservatief. Daar is baie keer om konservatief is, in terme van ons waardesysteem. En ons moet nie daai kern verloor. Dames en here, daai kern se volhoubare lê in nie rasse. Ons kan nie bekostig om ons land weer te verdeel in terme van rasse. Ons moet behoudende mense saamtrek en saam bind om teenstand te bied teen hierdie randfigure, het sê aan die linkerkant, aan die regterkant en aan die korrupte kant. En dis die mense wat ons land moet afgrond gaan stuur. As hulle in beheer kom aan die kern van ons land. En dan, ek stem saam. Municipaliteit se job is om balans te tussen die sosiale belange, ekonomiese belange, klimaatsverandering, al die tipe van goed. Dis noodsaaklik. Al wat ek wil kry is, moenie dat die lewenskostes en die koste om besigheid te bedryf so oorweldigend raak, dat dit eintlik die inisiatief van mense en die burgers van die land, jy weet, stream en laat indoen. En al wat mense doen is, hulle vind 'n ander plek om hulle geld te gaan belê. Hulle vind 'n ander land om hulle talente te gaan toepas. So ek dink, jy weet, dis een ding om seker te maak dat die munisipaliteit volhoubaar bly. Maar as 'n ander ding om seker te maak dat die mense binne daai munisipale gebied ook volhoubare lewensgehalte ervaar, as ek tot de wanneer je zo in taal. Dus jy weet wat ek hou van 'n uitdaging. Ons skep beskadiging in ons eie land. Weet jy ook gesê, jy sien iemand wat daai stokkies kan vry om vuur te maak, né? Dit het gesê.
Goed. As jy nou weer by my kom en ons rookpyp daar my stoel, dan is nie 'n leider gebruik. Ek en jy gaan huis op iets vryf, tot ons daai pyp twak in die gang kry. Collega's, ek gaan net vinnig met julle gesels oor die AHI en dan op die einde nou so 'n laaste ronde vra. Want my tyd vir my gegee is, wat kyk jy my so? My tyd het gesê 11 uur moet ek die deure toemaak. En daar's nog versnappering maar ook op pad. So ons kan nie tussen die versnappering en dele staan nie so. Die AHI, hier sit Christo, hier sit Pieter. Hulle gaan nie loop, hulle gaan nie saam met my praat. Die AHI sit trots op die saas. Nou, almal vra vir my, waarvoor staan die AHI? Die AHI staan natuurlik in sy oorsprong 1948 as die Afrikaanse Handelsinstituut. Nou is ons nou net Afrikaans sprekend, ons kan ook Engels praat. You can speak English very, very delicious. Die taal van die AHI is nie Afrikaans nie, die taal van die AHI is besigheid. Daaroor gaan dit. En as ons daadwerklik besluit hier in 2008 dat ons van die AHI as naam gebruik, maar ons weet waar kom dit vandaan. Ek is hoeveel keer in die parlement gevra, het sy die minister Sisulu daai tyd van klein sake oor die selfe kwessie van die AHI. En ek het wel gesê, minister, die AHI weet waar ons vandaan kom. En die AHI weet ons het foute gemaak. Ons almal praat ons van die apartheid en hoe ons deurgekom het. Ons weet daar was foute gemaak. Maar weet jy, minister, die AHI is hier om 'n verskil te maak aan die toekoms van hierdie land. Dis een van die dinge. Jy geskuif het. So die AHI, moes hoor of my stem gaan hou soos Christo. Kom ons weer probeer. Hulle is besig in die agtergrond. Die AHI is agente van verandering. Kan jy my hoor? Ek was ook in die army, ek was ook op Komraal. Ek kon speel met Jonda. Die AHI is agente van veranderings. Daar was 'n bewese uitdaging rondom hierdie lieflike AHI-organisasie om hom plat te druk. Maar hy staan nog steeds en hy staan baie sterk. So die groot vraag is, wat doen die AHI? Wat doen ons? Kan jy my hoor almal? Wat of meer hoor? Wat doen die AHI? Daar is feitlik 4 pilare waarop die AHI staan. Daar's 4 pilare. Nou die eerste werk van die AHI is om die belange van elke besigheid te beskerm. Dis die werk van die AHI. As ek 'n oproep kry soos in laasweek van 'n besigheid in Pikkelsdorp, daar in my gebied, 'n breinleier wat al 22 jaar weefvervoer doen, dat die munisipaliteit vir my brief skryf, sê jou besigheidsregte het verval op jou eie perseel. Jy moet binne 'n week jou goed pak en gaan. Dan moet hulle my bel. Dan moet ek die burgemeester se kantoor en sê ek wil graag met burgemeester praat oor die kwessie. Dat ek al sy weergawe hoor voor ek my opinie kan vorm. As my nie bel nie, dan loop ek aan hom raak so suster by die CTICC. Ek sê burgemeester, onthou, jy skuld my jou oproep. Hy vat 'n rukkie om te restart. Jy skuld my jou oproep. Ek wil die saak uitsorteer
van Kakkelsdorp weer wil vervoer. Ek soek 'n oproep, ek soek 'n uitklaring. Nou as hy my nie gaan bel teen Maandag nie, dan vat ek die volgende pad. Dan gaan ek die direktheid pak en net toe na die premierskantoor toe sê, ek doen die saak hanteer. So, hy het nie gereageer nie, kan julle asseblief vir my help. Hy stel nie belang om my te help nie. Kommunikasie, vertroue is so krities tussen besigheid en die plaaslike regering. Dis brûe wat gebou word en nie gebrand mag word nie. Dis die primêre werk van die ANC. En ek kan vir die lyne en lyne van daai sake doen. En ek kan vir sê 99% van die sake 99% van die sake Die stelsel vat net 'n rukkie om te restart. 99% van die sake wat ons beredheid verwys het, is uitgesorteer binne 'n week se tyd. Binne 'n week se tyd. Dis die werk van die ANC. Die tweede belangrikste ding is, die AI staan vir al die jare advice. Die opleiding van jong mense is krities. Die opleiding van jong entrepreneurs is krities. Ek was in België voor COVID. Ek het in die Belgische regering 'n voorlegging gemaak. Ons het bykans 2 miljoen rand gekry in België. Elke dorp in die Weskaap het ons entrepreneurs gesig opgelei. Ons vriend COVID het ons baie gesny rondom dit. So daar is beplanning hierdie jaar reeds dat ons weer gaan begin by skole, om die skole te help om entrepreneurs die skoolvlak op te neem. Ons kan nie ons jong mense verwagting nie. Dis waarvoor die AI staan, waar hy begin het om jong mense te bemagtig. Die derde punt is inligting. Geen besigheid wat suksesvol wees sonder behoorlike inligting. Nou vanmôre se sessie hier is inligting wat deel na besighede. Die vierde punt is netwerk. Dit wat julle vanmôre hier doen, wys my daarvoor. Rakenstein Sakekamer, die Sakekamer van die jaar is. Dit wys vir my, daar's leierskap in die Sakekamer wat dit erns maak om sy besigheid met mekaar te kan bring, soos vanmôre hier in ons teenwoordigheid is. Want sonder netwerk kan jy tog nie besigheid doen. Jy het 'n netwerk nodig, jy het 'n kliënt nodig, jy het 'n oproep nodig, jy het 'n kaartjie nodig, jy het bemarking nodig. Dit is die rol van die Sakekamer. Daar is goeie sakekamers in die AI-netwerk. Hier sit hierdie man ook, die buurman in Borisburg. Daar is kritiese leierskap wat ek openbaar. Hallo. Nou hoor ek wat jy sê. Daar is kritiese leierskap nodig in 'n sakekamer om 'n sakekamer te maak werk. Daar's volhoubare leierskap nodig om 'n sakekamer volhoubaar te hou. Anders is julle smart hierdie jaar, maar volgende jaar is julle niks. Glo my. Sakekamers val plat tussen voorsitters van die volgende voorsitter, omdat daar nie kontinuïteit is oor hoe bou 'n sakekamer vorentoe. So ek wil eerstens vir Drakenstein dankie sê dat hy die vanmôre toegelaat het om saam met hulle 'n bietjie te kom gesels en ook ons kanonne te bring om 'n bietjie vir julle in te lig.
Vinnig oor die AHI kant self. Ek het die genoem aan die direkteure Albert Gelden en hy sit hierso. Hielse Lansom. Albert, jy's 'n lekker jong man, jong. Hielse en hier sit Elroy en as myself, die 4 direkteure van die AHI Weskaap. Nou vriende, ek het in George dit ook gedoen om vir die sakkamers daar in daai streek 19, toe ek sê ons wil 'n vergadering hou met 'n voice note, binne 10 minute, toe al 19 bevestig ons sal daar wees en al 19 het opgedaag. So is daar hierdie onderlinge gevoel onder sakkamers dat ons wil saamwerk. Ons moet saamwerk. As die regering die klimaat vestig en besig met werk skep, dan moet ons saamwerk om werk te skep. Werkskepping is nie die werk van die regering nie. Dit is die werk van besighede. Die regering moet natuurlik help om die klimaat vestig. En ons praat oor die sosiale probleme in die gemeenskap. En George is ek weer eens, weet jy wat soek ek daar nie, maar ek verkies as die ondervoorsitter van die gemeenskap polisie forum, CPF. Ons het 2-3 aande terug tot middernag gepraat oor homeless mense, wat op die strate slaap. Hoe kry ons uit die stelsel uit? Daar moet sosiale aksies wees om hierdie probleme te ondervang. Dit gaan naby met ons. Die AHI vra op hierdie platform ook, ons het kundige leierskap nodig, wat julle hand moet gaan opsteek en sê, ek het 'n hart en 'n siel vir die AHI. Ek wil kom help lei in die AHI. Hierdie trotse 80-jarige organisasie wil ons nog 'n 80 jaar voorvat. Maar ons gaan met jonge leierskap kry om ons te help om die proses te vat. Ek vra dit weer. Ek vra die sakekamer, ek vra leiers, kom na vore. Stel jou beskikbaar, bereidwillig om hierdie trotse organisasie te vat en afvat aan die volgende dag. Die 17de en die 18de September maak nou 'n doop. 17de en die 18de September. Jy het landklas lekker vis geëet. Nie? Het julle? Lekker vis. Nou die beste vis wat jy kan kry, is daar in Stilbaai. Julle het 'n afspraak in Stilbaai. Die 7de in die aand van die 17de September in Stilbaai is die AHI se groot gala geleentheid waar ons weer eens die sakekamer vir die jaar en sekere verkennings gaan doen die aand daar die heerlike funksie. Vroukies mooi aangetrek, alles. 18de in Jongensfontein. Jy weet waar is Jongensfontein nie. En so 5 kilos, net so 'n bietjie aan Kuslands, uitstilbaai in Jongensfontein, die pragtigste dorp. Maak vir jou 'n naweek in Stilbaai. Jy gaan nooit daai vis vergeet. Kom, help die AHI, kom neem die kopprys by. Die tweede dag, die 18de, gaan ons dieselfde gesprek hê. Dit gaan oor hierdie klein sake, dit gaan oor entrepreneurskap. Dit gaan oor die hele ekosisteem. Ons praat van 'n ekosisteem van entrepreneurs. Ons kan nie in isolasie beweeg nie. Daar's 'n ekosisteem wat entrepreneurskap moet ondervang. Die groot koöperatiewe besigheid moet 'n man kan nadertrek met vermoë om op te lei as 'n diensverskaffer en hy moet aan jou dienste verskaf. Jy moet hom oplei, jy moet hom 'n geleentheid skep. Dis hierdie linkage, hierdie skakel tussen mekaar in die ekosisteem. Ons moet dit aanpraat. En die laaste punt voor ek op baie kan sê. Die 18de, die laaste gesprek, waar ons praat weer eens oor hoe moet 'n sakekamer lyk van die toekoms. Dirk, met respek vir julle uitstekende sakekamer, is lede nie meer die kern van 'n sakekamer nie. Dit kan nie 'n kern wees nie. Besighede is deel van 'n groepering, van 'n netwerk. Maar as 'n sakekamer nie kan dienste lewer, dan gaan ons die pad mis.
Ons kan nie afhanklik wees van mense se ledegelde nie. Die ekonomie druk hard. Die oomblik wat ek sê ek soek ledegelde by jou, dan skakel ek mense uit wat nie kan betaal nie. So dan moet 'n diensgeoriënteerde ingesteldheid kom binne 'n sakekamer sê ons het spesifieke dienste wat ons verlewer. Soos wat? Soos wat? Francis, hier sit jou finansiële ou balans jou en elke keer balans jou posoffice. Jy kan die sakekamer nie deur CIPC besighede registreer nie. Jy kom nie. Kom minister. Die sakekamer kan 'n lesenaar hê waar hy besigheid help registreer. Help met compliance, al daai fasette wat maak dat hy nie kan besigheid kry met die staat nie. Help hom. Help hom met al daai fasette. So die sakekamer gaan spesifieke dienste moet begin aanbied vir sy lede teen vergoeding. Dan het ons 'n volhoubare sakekamer in die pad voor. So daai gesprek gaan hard aangevat word op die 18de en daarmee gaan ons dit sluit. En ja, ten slotte. Baie word gevra, maar wat doen die ARI vir ons? Is daar vanmôre 'n checkie wat ek hier gaan uitdeel of 'n R100 vir elkeen 'n R100 uitgee van die ARI of nie? Weet jy, besigheidsvriende, dit is nie wat die ARI vir jou kan gee nie. Dit is wat jy kan bring tot die groter ekonomiese ekosisteem van die Weskaap. Dis wat jy kan bydra. Die ARI het 'n stoel wat so prominent is in gesprekke met die regering. So prominent is. Met elke gesprek met die regering waar besig te sprake kom, word die ARI genooi en dit is persoonlik daar. Die regering se Grow for a Job strategie is deur die ARI se hulp aan mekaar gesit. Dis wat die ARI vir jou doen, om daar die ekonomiese platform te vestig. Nou ek het verlede week 2 weke terug vir minister Meyer gesê, minister, wanneer gaan ons die Grow for Jobs begin implementeer? Wanneer? Wil hy dit nog steeds hierdie dokument, of gaan ons hom begin implementeer? En hier kom die ARI betrokke geraak het. Ons het gesê, hierdie groeiplanne gaan in elke dorp in die Weskaap geïmplementeer word deur sy sakekamer. Julle gaan 'n job kry. Julle gaan 'n job kry vir die implementering van die ekonomiese groeiplanne. Grow for Jobs, hier in jou ARI in samewerking met jou plaaslike regering. Hand aan hand, ons altyd verantwoordelik vir die ekonomie van die dorp, vir die groei van die dorp. Dat is 'n hele faset, na 'n hele faset. So daarmee gaan ek Kobai sê, dit is baie lekker om in Parel te slaap. Dankie daarop dat ek gisteraan geslaap het. Ek het lekker geslaap. Wie is verantwoordelik vir daai bed van my? Want ek kom persoon net wat seker gemaak het my bed, my slaapplek was lekker. Dit is altyd 'n voorreg om in die Parel te wees. Dankie ook vir julle werk wat julle doen in die Weskaap. Leidende werk wat julle doen in die Weskaap. Baie geluk aan die Sy sakekamer, ARI Weskaap sê, baie dankie Dr. Willem. Op die leierskap wat jy vir ons gee, die voorbeeld wat jy vir ons is, hoe jy ons lei en help. En ons is die beste sakekamer met die beste munisipaliteit. Verstaan ek nou maar net. Baie dankie vir elke wat bygevoeg het, almal wat geborg het, almal wat bydraes gemaak het. Christo vir jou, spesifiek vir jou, elke een wat by was. Baie dankie. Ons is hier vir netwerkgeleenthede en ons is hier om met mekaar te praat en om besigheid te soek. Netwerk met mekaar, kontak my vir enige vrae. Ons sakekamer is daar vir besighede om mekaar te help, te lei
en dinge vir mekaar te wys wat ons kan doen in hierdie dorp. Ons het 'n dinamiese area, dinamiese besighede. Julle gebruik mekaar. Ons het mekaar baie nodig. En hier kom baie nuwe besighede in en ons is baie opgewonde oor elke nuwe besigheid wat inkom van ander areas. Ons is baie bly dat ons die tans die grootste sakekamer in die land. Frits, julle moet beweeg. Maar dankie vir elke sakekamer wat bygewoon het. Albert Kaapstad, Moeriesburg, Lourens, julle ook. Baie tyd gewerk, baie dankie. Waardeer al die sakekamers wat hier is. En Meroe, dankie vir julle netbank. Al die ouens wat hier is, baie dankie. Ons gaan weer so maar vroegie kuiers in julle area. Kuier lekker saam, mingle lekker saam, eet lekker saam. Julle is 'n kontantkroeg, maar is gratis kotsies om te eet. Amen. Dankie vir jou optrede. Dankie. So kom ons aan die einde van 'n pragtige dag. Natuurlik weer eens hierdie weergawe van die Drakensberg Sakekamer se sakekoffie. Baie groot ene en natuurlik talle sakekamers van reg oor die land wat die verteenwoordig was en natuurlik ook die bestuur, die topbestuur van die AAI wat ook hier was en baie insiggewende gesprekke wat gehê was. Baie dankie aan almal wat betrokke was. Baie dankie aan almal wat uitgekom het en natuurlik baie dankie aan Francis en span en natuurlik Dirk is Ilde wat betrokke was by die reëlings vir vandag. Wat 'n fantastiese geleentheid.